Vandag is die laaste Sondag in die Adventseisoen. Nou Advent is eintlik net die woord vir koms, arrival. En die verwagting rondom dit en die 4 Sondae voor Kersdag noem hulle die Adventseisoen. En elkeen van hierdie Sondae het 'n spesifieke fokus, soos hoop, vrede, blydskap en dan vandag liefde. Liefde. Dis vandag se fokus. En ek dink onwillekeurig toe ek hieroor dink en oor vanoggend, as ons dink oor liefde, dan en jy het nou die blaadjie gekry, so dis nou nie so moeilik nie. Die eerste skrifgedeelte wanneer 'n mens dink oor God se liefde is sekerlik Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy gegee het. Ek dink hierdie is die belangrike woord, gee. En hierdie woordjie gee weerspieël eintlik die vaderhart van God. Dink vir 'n oomblik, terwyl ons dit gesing het, O Holy Night, toe dink ek, hoe dit moes wees, toe God, die Vader, van sy seun moes afskeid neem. Dink vir 'n oomblik. Toe God in die hemel van sy seun moes afskeid neem, sodat sy seun na hierdie aarde toe kan kom. En ons weet dat die profete het al geprofeteer, God het al geopenbaar presies wat gaan gebeur, wat die pad vorentoe is. Was nie net 'n pad van gebore word en kind wees en groot word en droom nie. Dis 'n pad van offer, 'n pad van lyding, 'n pad wat 'n prys sou betaal vir die ganse mensdom. En ek en jy lees dikwels maklik oor hierdie skrif. Maar dink net aan daai gee, daai oomblik toe God besluit het, dis nou die tyd. Dis nou die tyd. En dis as gevolg van hierdie liefde wat God vir die mensdom het, dat hy sy seun gestuur het. En dan in die 17de vers van Johannes 3 sê Johannes, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Hierdie gee het 'n spesifieke doel gehad. 'n Spesifieke doel, en die doel in hierdie gee was dat daar redding sou kom vir die ganse mensdom. En as daar iets is wat die mensdom vandag nog nodig het, is dit redding. Dis redding. En toe ek hieroor dink, en Jesus se koms na hierdie aarde toe, en ek so 'n bietjie deur die evangelies net weer blaai, dan dink ek, hoe amazing is dit, dat daar altyd 'n backstory is. Dat God nie net sommer per toeval iets uit die lug uitvat nie. En dis Lukas wat ons eintlik so 'n bietjie 'n kykie gee in hierdie backstory, maar elke evangelie, en ek gaan net so vinnig by hulle stil staan, hoe hulle Jesus se koms na hierdie aarde toe inlei. Maar dis daar in Lukas wat ons 2 mense ontmoet, 2 ou mense. Sagaria en Elisabeth. Godvreesende mense. Sagaria was 'n priester in die tempel. Maar hulle het 'n donker kant gehad. Hulle was kinderloos. En dan op 'n amazing manier
God se manier, word daar loetjies getrek. Van wie nou gaan diens doen in die tempel daar by die altaar met die reuk, wierook. En 'n Sagaria. En hulle beweer hy sou een keer in 2 jaar 'n beerd kry. Dink vir 'n oomblik aan God se tydsberekening, God se meesterplan. Want daar's 2 ou mense wat kinderloos is, wat Godvreesend is. En hulle bid en hulle bid en hulle bid en hulle vra. En hier, op 'n dag, besluit God, daar's 'n groter prentjie. Ek wil hê jy moet vanmôre iets daarvan hoor. Daar's 'n groter prentjie. En dan lees ons in Lukas 1 vers 13, hoe Sagaria besig is om diens te doen daar in die tempel, en dan verskyn daar 'n engel aan hom. En die engel sê vir hom, moenie vrees nie. Sal jy net daai woordjie vrees, ek het dit mooi uitgelig vir jou, vrees hoor vanmôre. Moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem. Sagaria was so verbaas dat hy stom geslaan was, letterlik. In vers 19, en jy ken die gebeure, en ek gaan nou nie vers vir vers nie, maar hier in vers 19 van Lukas 1, sê die engel van die Here vir hom, wie hy is, ek is Gabriël. Ek staan voor God. En ek is gestuur om met jou te spreek, om met jou hierdie goeie tyding te deel, om dit aan jou te bring. Sagaria, jou gebed is verhoor, maar daar's 'n groter doel, daar's 'n groter plan as net jou wens. Interessant, was ons verlede Saterdag by 'n troue, en ek weet nie hoekom nooi hulle jou, dan gee hulle vir jou geskenkie om as jy gekom het nie. Hulle voer jou kos en dan gee hulle nog vir jou geskenkie. Maar dit was nogal interessant. Die vrouens kry 'n lepel, dit was nogal, jy weet, hulle steur. Maar die man het 'n koevertjie gekry, en ek dink, is daar geld in hierdie koevertjie? Dink ek, nee, maar toe ek hom oopmaak, toe is daar 'n lotto ticket in. Ja, maar ek brand om daai lotto ticket te gaan kyk of daar geld op is. Ek het mos hom nie betaal. Hy sê R5 het ek gesien, dit is net R5. Dis cheap. But what if? Nou vra ek my sussie, want ek weet my sussie speel die lotto. Want sy sê altyd as sy die lotto wen, gaan sy haar werk bedank, en dan gaan sy vir arme mense sorg. Ja. My vraag is altyd, sorg jy nou al vir arme mense? Nou vra ek vir hoe ek tog as 'n manier hoe jy kan kyk op 'n ander manier. As iemand my kan help. Boonbehalwe, nou weet ek hier by die engine garage is daar 'n masjien, en ek seker my spaar ook. Nou ek was bang, Gustaf sê my, as ek net met daai kaartjie gaan en ek sê, kan jy check? So die kaartjie is ergens in my bedkassie, dink ek, 'n laaitjie. Jo, maar ek moet, Kan ek jou met hom stuur? Kan jy dink vir jare het jy een gebed in die teenwoordigheid van God, in sy tempel? Jy kom dalk net een keer in 2 jaar, is dit jou beurt om daar naby te wees. En jy het een gebed, 'n kind.
En nou kom die engel en hy sê, jou gebed is verhoor, jy's oud, jy's stom geslaan, want jy het getwyfel en ek kan verstaan. Maar dan het jy nie eens die voorreg om hom Sagaria Junior te noem nie. Hannes, waar's jy? Vanmôre daaronder gepraat oor, sy pa se naam is Hannes, en lyk my elke jongse seun kry die naam Hannes. Sagaria het nie eens die voorreg om hom Hannes te noem nie, hy moet hom Johannes noem. Nie Sagaria Junior nie, want daar's 'n groter prent. God se groter prent. Wanneer Markus sy evangelie begin, dan sê Markus 1 vers 1, die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Dis nie heeltemal die begin nie. Die begin was voor die grondlegging van die aarde. Maar daar was 'n beginpunt toe Jesus gekom het na hierdie aarde toe, gebore as 'n baba in 'n stal, in 'n krib. Maar dan sê Markus, hy sê, sodat die woorde van die profete vervul kan word. Kyk, ek stuur 'n boodskapper. Hier verwys hy na Johannes, die vervulling van 'n gebed van Sagaria en Elisabeth, maar 'n groter vervulling van God se ewige plan. Het Sagaria geweet dat Johannes die pad gaan baan vir Jesus? Nee. Maar is dit nie amazing om vandag net te weet dat God in sy raadsplan alles onder beheer het? Selfs die onvrugbaarheid van twee ou mense. Is dit nie amazing backstory van hoe God al hierdie goed werk? En baie keer kyk ek om my en dan kyk na die wêreld en dan dink ek, hoe werk hierdie goed? Weet God? Sien God? Hoor God? Ja, 1000-mal ja. Weet God van jou en my? Ja, 1000-mal ja. Lukas sê, en dan in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam Nasaret, na 'n maagd wat verloof was aan die man met die naam van Josef. En die maagd se naam was Maria. God stuur weer daai einste engel wat aan Sagaria verskyn het, en hy stuur daai engel waartoe? Na Maria toe. En wat sê hy vir haar? Moenie vrees nie. Lukas 1 vers 30 en 31. Moenie vrees nie. Wat sê Gabriël vir Sagaria? Moenie vrees nie. Wat sê hy vir Maria? Moenie vrees nie. Ek wil nie vanmôre die backstory agter die backstory van die backstory rondom Maria ingaan nie, want hoe imagine jy dat 'n engel na jou toe gekom het en gesê het, jy gaan swanger raak, maar daar gaan geen man naby jou kom nie, en dit wat jy gaan baar, gaan die verlosser en saligmaker van hierdie wêreld wees. Kan jy dit indink? Kan jy verstaan dat daar 'n stukkie vrees moes wees? En wanneer jy Matteus se evangelie lees, nadat hy al die name genoem het van Jesus se geslagsregister, dan kom hy daar en dan praat hy oor die geboorte in Matteus 1 vers 18, die geboorte van Jesus. Toe Maria
verloof was aan Josef, nog voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En dan sê vers 19, hy sê, en omdat Josef so 'n goeie man was, wou hy nie Maria in 'n slegte lig bring nie. Dis nou sommer letse vertaling van daai vertaling. En hy besluit, hy gaan maar in die geheim van haar skei. Maar wat gebeur? 'n Engel verskyn aan Josef. Die Bybel noem nie die naam Gabriël nie. Ek dink ek wil my geld daarop sit dat dit Gabriël was. Wat aan Josef verskyn het. En wat sê hy daar in Matteus 1 vers 20 en 21? Wat sê hy? Hy sê Josef, die seun van Dawid, wees nie bevrees nie. Wees nie bevrees nie. Wees nie bevrees nie. Geliefdes, is dit vir jou opvallend dat liefde, dat die grootste liefde wat nog ooit bewys het, begin met hierdie woorde, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. En is dit nie amazing van hierdie hele Kersboodskap? Moenie vrees nie. Kan jy dink dat die grootste liefde, God se liefde vir ons, daai liefde wat sy seun gestuur het om ons te red, begin met hierdie woorde, moenie vrees nie. Dink bietjie hoe ons liefde sien. Vir baie van ons dink ons liefde is net hierdie sentimentele, emosionele gevoel van God se liefde begin met moenie vrees nie. Moenie vrees nie. En dalk is daar iemand wat vanmôre dit moet hoor, want liefde het jou teleurgestel. Maar God sê vanmôre vir jou, my liefde sê vir jou, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Moenie vrees nie. En daarom pen Johannes dit neer wanneer hy daar in sy sendbriewe skryf in 1 Johannes 4 vers 7. Hy sê, geliefdes, laat ons dan mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, hoorie, is uit God gebore en ken God. Sjoe, groot woorde, né? Groot woorde. Johannes sê, dis hierdie liefde van God wat sy seun gestuur het, wat gee dat ek en jy kan lewe, dat ek en jy ook kan lief hê. En dis nie omdat ons God eerste lief gehad het nie, inteendeel, dis nie iets wat ons gedoen het nie, dis God wat alles gedoen het. Dis sy liefde vir ons, en dis deur hierdie liefde, dat daar vir jou en vir my verlossing gekom het, en dat ons vry kan wees van ons sonde. Daarom was dit 'n daad van perfekte liefde. En toe ek hieroor dink ek oor Jesus en sy liefde vir mense. Was baie keer nogal moeilik. Dink aan die ryk jong man wat na Jesus toe kom en vir Jesus vra, wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerwe? Dan sê Jesus vir hom, verkoop alles wat jy het en volg my. Dis so asof Jesus se liefde mense so 'n bietjie wegstoot. Maar wat doen ware liefde? Ware liefde sê, nee, as jy wil, moet jy my gehoorsaam. Want dis nie 'n gevoel nie. Liefde is nie sentiment nie. Liefde is nie 'n gevoel nie. Liefde is gehoorsaamheid. Jesus se liefde het baie keer mense se foute en sonde blootgestel. Dink aan die vrou by die put, die Samaritaanse vrou. Wat doen Jesus? Hy openbaar haar lewe nie om haar te benadeel nie, maar sodat sy kan sien dat ware liefde sal ook jou foute uitwys.
Dink vir 'n oomblik aan Nikodemus wat in die nag na Jesus toe kom en dan praat Jesus met hom oor redding en oor wedergeboorte en dan is dit vir hom moeilik om hierdie begrippe te verstaan en dan wil Jesus eintlik net vir hom sê, weet jy wat? Die sleutel tot God en 'n ontmoeting met God het niks met jou hart of met jou hart of met jou kop te doen nie. Dis 'n kwessie van gehoorsaamheid. En ek wil hê ons moet iets daarvan hoor ook. Want baie keer dan gebeur daar goed in ons lewe, dan wonder ons, is die Here vir ons lief? As die Here dan vir my lief was, sou dit nie so gebeur het nie, sou dit so gebeur het. Maar liefde is gehoorsaamheid. Liefde wys uit, selfs my foute, my tekortkominge. Liefde wys ook die gesindheid van my hart, of die motief van my hart. Sê jy het 'n mooi begin man en nou maak dit moeilik. Nee, ek wil hê ons moet verstaan. Hy sê want hy het ons so lief dat hy sy seun gestuur het om wat te doen? Om ons te red. Om ons te red. En daarom sê 1 Johannes 3 vers 16. Hy sê hieraan het ons die liefde leer ken dat hy, dis Jesus, sy lewe vir ons afgelê het. Want liefde is ook 'n sacrifice. Liefde vra 'n prys. En ek lees toe hierdie raak in die International Standard Bible Encyclopedia wat sê, love whether used of God or man is an earnest and an anxious desire for and an active and beneficent interest in the well-being of the loved one. Or the one loved. En dink dan aan Paulus, wanneer hy oor die liefde praat, daardie karaktereienskappe wat ons in ons lewens wil graag naspeur, dan sê hy die liefde is lankmoedig, sagmoedig, selfbeheers, nie opgeblaase nie. En dan kyk ek na daai goed, dan besef ek, nie een van daai goed is maklik nie. Nie een van daai goed is maklik om te beoefen of om te leef nie. Daarom het ons God se hulp nodig. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Want ons default is om eintlik baie keer terug te val in ons ou manier van doen, toe ons nog sondaars was. Selfgesentreerd, gaan oor my. Daarom weet ons dat liefde is om uiteindelik 'n lewe te lei wat God gesentreerd is. Om God lief te hê is om God te gehoorsaam. 1 Johannes 5 vers 3 sê, want dit is die liefde tot God, om sy gebooie te bewaar. Skryf nie daar, om hom te gehoorsaam. Om hom te gehoorsaam, want dit is wat dit is. En wanneer ons dit doen, word ons nie deur ons gevoelens beheer nie, maar God word die standaard van ons lewe. En dit vat ons verby die plek van net om nice mense te wees nou en dan, maar dit vat ons na die plek toe waar ons lewens offervaardig sal leef, gesentreerd op God en nie op onsself nie. Daarom sê Johannes in 1 Johannes 4 vers 11, geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Want liefde is nie 'n doodloopstraat nie. God se liefde is nie 'n doodloopstraat nie. God se liefde vir ons verander my hart sodat ek ander kan lief hê. Maar nie daai sentimentele gevoel liefde nie. Daai liefde wat gee en wat offer. Wat prys gee. Want Johannes gaan net aan in die volgende vers, hy sê,
Want niemand van ons het al God gesien nie. So as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Dit is nog 'n toets om te weet of God se liefde in ons volmaak geword het. Hoe ons ander kan lief hê. Geliefdes, God stuur sy seun na hierdie aarde toe as 'n daad van liefde. Jesus het na hierdie wêreld toe gekom om hierdie wêreld te help, want hierdie wêreld het desperaat God se hulp nodig. Nie net toe nie, vandag ook. En die profete van ouds het hieroor geprofeteer. En ons het nou gesien hoe dat daai profeseë vervul is. Jesaja het geprofeteer. Hy sê, daar sal 'n teken wees. 'n Maagd sal swanger word. En nou word die maagd swanger en nou, hoe werk dit nou? En dan sê God self, hoe sy seun genoem moet word. Immanuel, God met ons. Is jy vanmôre dankbaar dat hy God met ons is? Geliefdes, hierdie adventseisoen, hierdie opbou na Kersdag, nooi ons uit om weer te besin oor God se liefde vir ons. En God se plan. God werk met 'n plan van die begin af. Jou lewe het 'n plan, het God se plan. Daar's keuses en besluite wat ons maak en daar's keuses en besluite wat ander mense maak wat ons raak, maar ek wil hê ons moet vanmôre iets hoor. God werk met 'n plan. God werk met 'n plan. En hy, sê Lukas, sal sy troon en sy koninkryk vestig. En jy kan na hierdie skrifte net weer gaan kyk. En dan wanneer die tyd vervul is, dan word profeseë weer vervul. Want Jesaja het ook geprofeteer, daar sal 'n dag kom wat Jesus nie net gebore sal word nie, maar daar sal 'n dag gekom wanneer hy, sê Jesaja 53 vers 5 vir ons, wanneer hy ter wille van ons oortredinge deurboor sal word. Ter wille van ons ongeregtighede verbrysel sal word. Die straf op hom sal kom. Geliefdes, sonder 'n krib kan daar nie 'n kruis wees nie. Maar sonder die kruis was die krib eintlik, verskoon die uitdrukking, 'n waste. Want hier is die vervulling. Hier is die vervulling van daai gee, daai offervaardige liefde. Daai besluit wat God die Vader en sy Seun geneem het. En dan kom Lukas en hy bevestig dit net weer. Hy sê, hy sal kom om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. Jesus, die perfekte geskenk van liefde. En wat doen hy? Hy kom verdryf elke vorm van vrees. En daarom kom Johannes en hy sê vir ons daar in 1 Johannes 4 vers 18 en 19, hy sê daar's geen vrees in die liefde nie. Daar's geen vrees nie. Maar die volmaakte liefde, wat doen hy? Dit verdryf die vrees. Want vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. So waartoe nooi hierdie 4de Sondag in die Adventseisoen ons na toe uit? Ek dink eerstens dat ek en jy iets sal verstaan van God se meestersplan. En dat God se plan vir ons sê, moenie vrees nie, ek is in beheer. Die God wat in beheer was
van Sagaria en Elisabeth se lewens, is ook die God wat in beheer was van Josef en Maria se lewens. Is ook die God wat in beheer is van jou en van my lewe. Stem jy? En sy liefde nooi ons uit vanmôre om te sê, as die liefde in ons volmaak geword het, is daar geen vrees nie. En ja, hier is ons aan die einde van 'n jaar, en dit is nogal ironies, nê? Mense is so dankbaar vir 'n jaar wat eindig, en dan begin jy al wonder oor wat die nuwe jaar inhou. Wat gaan in die week, my kinders het my gebruik vir slawearbeid. En terwyl ek daar werk en besig is, dink ek, ja, jy weet, kan hulle nie net bietjie een ding op 'n slag doen nie. Jy weet, kry nou 'n baby en dan my skoondogter het 'n restaurant begin en hulle koop 'n ou huis en hulle restoreer 'n huis en wil intrek en ek moet alles doen. En terwyl ek so dit doen en werk en in die nag is ek pyn alles. Ek weet nie, alles pyn. En onwillekeurig gaan my gedagtes na hierdie groot God toe, wat alles kan ek dit weer herhaal, wat alles kom doen het vir jou en vir my. En in hierdie adventseisoen wil hy net vir ons weer kom herinner aan sy liefde vir ons en dat hy 'n plan het. En ek en jy het al almal gewens, sal die engel nie net met ons kom praat nie. Nie die engelse nie, die engel. Sal die engel nie net met ons kom praat nie. Toe dink ek terug aan baie jare, liefie, kan jy onthou, ons kry 'n beroep Delmas toe. Ons kinders was klein. Dit snaaks so baie goed deur 'n ou se gedagtes gaan as jou kinders groot geword het en jy werk so vir hulle. Nou is ons klein, nou gaan ons, waar was ons badplaas? Nou vat ons my ma en pa saam. En nou, ons kinders is klein, nou sê ons, hulle moet maar so lank gaan swem met die kinders, ons gaan nou bid. Jy weet, ons moet nou hoor by die Here. En nou kom ons daar na die swembad toe, John Henry, is baie voorbarig, so klein kannetjie, Hadassa se size, agter. Nou kyk hy so, nou is die swembad vol mense en sê, Papa, het jy klaar gebid? Hy sê, wat sê Jesus? Wat sê Jesus? Wil jy vanmôre iets hoor van hierdie Jesus se stem? En in daai tyd sê ek, ag Here, ek is so desperaat, ek sê, Here, wil jy nie my met 'n hamer voor my kop slaan, dat ek hier 'n knop is, dat ek kan weet? En die Here gee 'n skrif, is my woord nie soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. Geliefdes, ek en jy die woord van God. Ons het die beloftes van God. Dis 'n vervulling, as ons kyk na die Ou Testamentiese profeseë, hoe dit vervul is, wil ek vanmôre vir jou sê, die woord sal in ons lewens ook vervul word. Ons het net nodig om op die woord te wag. Hy sal 'n engel stuur as hy moet. Maar die engel sit klaar geskryf in die boek. Dis net 'n jokie. Dis klaar opgeskryf.
Jy het dit. Ek het dit. Hier is die beloftes. Hier is die beloftes van God. En ja, ons weet nie wat die nuwe jaar vir ons inhou nie. Maar kom ons laat toe dat die liefde, die volmaakte liefde, die vrese verdryf. God het ons lief. So lief, dat hy sy seun gestuur het. En ek wil vanmôre vir jou sê, net daar waar jy sit, miskien moet jy net vir 'n oomblik jou oë sluit. Miskien is jou hart vandag stikkend. Sy liefde wil jou hart heel en genees. Miskien voel jy vasgevang in jou omstandighede. Voel soos 'n tronk. Sy liefde wil jou vrymaak. Miskien wonder jy ook oor die toekoms en voel dit vir jou, jy ploeter net blindelings voort. Sy liefde wil vir jou wys. Sy liefde wil jou en my vanmôre, hierdie laaste Sondag voor Kersdag, wil sy liefde ons in vryheid wegstuur. En ons vryheid lê in hom. Nie in iets anders nie. Nie in rand en sent of 'n lotto kaartjie of enigiets nie. In hom. Hy het ons eerste lief gehad. Hy het ons eerste lief gehad. Net daar waar jy sit, wil jy nie net weer vanmôre toelaat dat sy liefde jou hart aanraak, jou oë aanraak, jou gees, jou siel aanraak. Weet vanmôre, hy het 'n plan. 'n plan met jou lewe.